Is ingeskakel hier op Radio 33, hier op Aktuele Sake, elke woensdag vanaf 11:00. Die eerste helfte van die program natuurlik Mike Bolhuis wat met ons gesels oor misdaad en ook voorkomingswenke ook vir ons gee. Dan die tweede helfte is dan in my beurt. Verlede week het ek bietjie gesels met Anne Marie wat sy seun vassit daar in Thailand, klink dan of die man huis toe kom. En natuurlik soek ons ook 'n borg vir hierdie program. Op die einde van die dag gaan jy wel waarde vir geld hier kry. Jy kry 'n advertensie en natuurlik kan jy trots sê jy borg hierdie program van Aktuele Sake. Weet vir meer as 'n jaar lank al is Mike elke woensdagoggend getrou hierso en dis sy tyd wat hy afstaan en of jy 'n bietjie troos te gee, ons het so in 7 dae se tyd so doen ons tussen 800,000 en 1.1 miljoen views op ons social media Facebook page van Radio 33. So as jy belangstel om hierdie program te borg, maak asseblief met ons kontak. Volgende gesels ons natuurlik weer ouer gewoonte met Mike. Mike, goeiemôre. Weereens baie dankie dat jy tyd afstaan in jou besige skedule om met ons te kan gesels. Thanks man, dankie vir die geleentheid weer. Die luisteraars moet net weet, ons vra nie geld nie. So die gelde is vir Radio 33 en dit is vanselfsprekend, want 'n radiostasie kos 'n paar rand en dit is Marius, kan jy maar sê, amper voltydse werk. Jy doen dit eintlik voltyds, is dit nie Marius? Ja, 24 uur, 7 dae 'n week kan jy sê. Alright, so daar het julle dit. Die finansies kom nie na ons toe nie, in geval somewhere iemand verkeerd verstaan en dink dat hoorie daar word gelde geborg en dit gaan na Mike Bolhuis toe. Maar obviously, deursigtigheid en eerlikheid is 'n uiters belangrike ding. Ek is seker Marius kan altyd vir julle miskien op 'n stadium 'n gesprek daaroor gee. Wat kos 'n radiostasie? Wat is sy uitgawes? Ja, dit is Waarvoor gaan dit en hoe werk dit? Dit sal 'n goeie ding wees as hy dit op 'n stadium doen. In totaliteit, neem kennis, ons doen hierdie gesprekke en al ons gesprekke, KAK&K, Vrystaatse feeste, TV-interviews, you name it. Ons doen dit alles verniet. En partykeer betaal die ouens vir ons die kostes om daar uit te kom en die verblyf, maar ek het nog nooit, ooit in my hele lewe geld gevra vir 'n toespraak nie, en ek sal dit ook nooit doen nie. Vir my is inligting krag en is vir almal beskikbaar en ons gee dit verniet. So en ons dank die Here dat ons daai vermoë het en die geleentheid het. Ja, vandag praat ons oor die nuutste en die laaste en huidige misdade. What's going on today en in die laaste paar weke en wat kan ons verwag? So eerstens wil ek net dit weer eens uitlig dat die Mel en Piet Viljoen saak is die doppie geklink daar, dis nou net 'n proses, 'n regsproses, prosesse wat gevolg gaan word. Dit sal van een of twee maniere uitdraai. Hulle sal daar vervolg word en daar in aanhouding gehou word, of hulle sal van daar af vervolg word, boetes en bedrae betaal en dan teruggetransporteer word, gedeport word na Suid-Afrika toe met 'n ban, dat hulle nie weer Amerika toe kan gaan nie. Al hierdie goed is natuurlik 'n ewige klad op hulle name, orals en altyd, en sal altyd 'n ewige effek hê op hulle vermoë om te kan beweeg na ander plekke toe, te travel, soos die Engelsman sê. So mense dink nie baie keer daaraan nie, maar jy moet onthou, as jy 'n misdaad 'n saak teen jou het en jy is daarvoor skuldig bevind en is op die stelsel, dan kry jy nie maklik visums nie en jy kan nie maklik na ander plekke toe gaan nie en jy moet by 'n prokureur, deur 'n prokureur by die staat aansoek doen dat dit verwyder word sodat jy kan gaan. En dit word nie sommer net verwyder nie, veral as dit sekere misdade is en die misdaad moet ten minste ook 10 jaar oud wees. So dit is wat met hulle gaan gebeur. Wat Anthony Bougas betref, sien julle nou, hy het sy stilte nou gebreek, nog steeds bevestig hy is in die buiteland. Ons weet presies waar hy sit in Thailand, hy is in Thailand, en presies wat hy doen. Thailand het baie plekke, baie eilandjies, so ons gaan nou nie presies sê waar in Thailand hy is nie, maar ons weet presies waar hy is, en ons het oop hom, ons het mense wat hom dophou, en wat van hom weet en vir ons op hoogte hou en hy kan dit maar hoor ook.
Hy sê hy sal dit nou oorweeg of hy nog hiernatoe gaan kom. Die bottom line is as hy aankom, gaan hy gearresteer word. End of. So op die lughawe land of sy pa nou oorlede is, as die saak vir wat hy sou deurkom, jy kan nie as 'n krimineel deurkom, goue begrafnis bywoon en dan weer vlug nie. So that's not gonna happen. Hy sal gearresteer word en dan sal hy heel moontlik toegelaat word om die begrafnis by te woon, maar dan gaan hy terug tronk toe. Hy sal in aanhouding wees want hy is 'n vlugrisiko en hy sal nie borg kry nie. Punt. End of. So dis wat dit betref. Wie is daar nog hoog in die nuus? Refresh my Marius, wie is daar nog wat nou? Emile de Wit. En Emile de Wit is ook deur ons taakspanne en die polisie se taakspan gearresteer. Daar's 'n spesifieke kolonel wat saam met ons werk. Ek wil nog op 'n stadium toestemming kry, omdat ons bietjie vir hom kan loof en prys. 'n Fenominale polisieman wat toegetree het in die laaste tyd en van die polisie se kant af werklik waar behoorlike polisieering deurgevoer het en alles wat teen Emile de Wit is. En toe ons nou die huis ook nog nou vir die tweede keer geklopjag het, na ons hom gearresteer het, toe vang ons hom heterdaad besig met ernstige pornografie en ander seksuele misdrywe, onder andere vervilming en die maak van seksuele video's ensovoorts. Sommer op die heterdaad, net daar. En natuurlik, daar was dwelms ook op die perseel gevind, op die huis wat hy gehijack het, vir wat hy vir 'n lang tyd het, met 'n uitstaande rekening van R500,000 by die kragmunisipaliteit, die elektrisiteit. En toe die eienaars nou bietjie meer daar vra oor dat hulle wil eintlik die krag afsit daar, toe het hulle nou iets wakker gemaak daar en nou is die krag ook afgesit. So nou in ons verdere ondersoek het ons gesien dat Emile, die rede hoekom die krag nooit afgesit was nie, want die rekening was nooit betaal nie, is dat hy die ouens maar net eenvoudig geolie het en koevertjies gegee het wat elke keer die krag sou kom afsit. So die betrokkenheid van sy misdaad is astronomies en hoe hy dit uitvoer, en dis nou oor 'n lang tydperk. Hy's in aanhouding. Hy het nou aansoek gedoen vir formele borg vir oormôre Vrydag, en is dit ons gebed dat die Here vir ons die genade sal toon deur dat hy in aanhouding sal bly, en dis waarvoor ons bid en hoop vir Vrydag dat daar nie weer borg toegestaan word. Hy sal hoeveel keer gearresteer en hoeveel keer borg gekry. Al die ander projekte en sake en ondersoeke waarmee ons by betrokke is, loop goed, en die meeste misdade natuurlik wat ons nog steeds inkry is kubermisdade. Jy weet, weer vermoor en nou weer 'n baie groot een van oor die 3 miljoen van 'n vrou wat by ouerige dame wat by iets betrokke geraak het waar sy ekstra inkomste kon kry. En toe begin hulle haar geld vra daarvoor en éventueel trek hulle haar toe in allerhande ander vorms van hoe jy nou jou inkomste kan regenereer en hoe jy meer geld kan maak, en dan moet jy hier ietsie insit en daar, en selfs crypto in meer as 20 rekeninge waar die gelde inbetaal word, en sy is van laas jaar, ek dink sy het genoem Mei, tot nou toe die penny uiteindelik gedrop het haar dogter my gebel met haar op die foon en gesê, maar R3.2 miljoen geblaas op dit. Nou, op daai tipe van misdrywe skry baie ou mense word gevang daarmee, en baie mense, want jy wat nou luister, dink by jouself, hoe is dit moontlik dat jy nie agterkom dat as jy hierso so R50,000 al spandeer het om net 'n werk te kry of by iets betrokke te raak om inkomste in te kry, maar jy hou aan betaal en dan word dit 100,000, dan 200,000 en dan 1 miljoen en dan 2 miljoen en dan 3 miljoen. Hoe is dit enigsins moontlik dat 'n mens dit doen?
Nou laat ek julle skok, die grootste saak wat ons gehad het was oor die 25 miljoen. Maar ek praat baie keer met die topstrukture in banke en die een CEO het vir my genoem, hulle het al 'n saak ingekry van oor die 45 miljoen. Van ook 'n ou tannie, almal ou dames wat geld by betrokke, en dit was sweetheart scams. Geld gegee het vir iemand wat hulle op die internet ontmoet het en in 'n verhouding by betrokke geraak. Nou, al hierdie goed is jou bek val oop. Dis die kere wanneer jy die absolute gekleurdste woorde waaraan jy kan dink gebruik deur jou hande agter jou kop te sit, agteroor te sit en te sê, hoe de fok is dit moontlik? Of ek wens ek het die 3 miljoen gehad of die 25 miljoen. So mense, laat ek vir julle sê, dis 'n zeitgeist, dis 'n gees wat die mens beetpak om die mees stupidste en onnoselste goed te doen. Nou ek kry honderde van die sake deur die jare, honderde, duisende. En wat nou interessant is, die dames weet ek gaan hulle uitkak. Dis ou mans ook, en jonger mense. So as ek begin praat, dan kan ek antisipeer al hulle weet, dan sê ek vir hulle, julle weet ek gaan julle uitkak, né? Julle weet ek gaan julle vashou. Dan sê hulle ja. En almal sê min of meer dieselfde sinnetjie terug. Mike, of oom Mike, ek en ons almal het mekaar al hoeveel keer hieroor uitgekak. Ons is nou by jou, die penny het gedrop en. Want ek vra onmiddellik die tweede vraag. Gaan jy nog verder geld gee? Gaan jy weer by so iets betrokke raak? Want ek het gevalle gehad waar mense 3-4 keer weer teruggaan. Ek het 'n tannie gehad wat die ergste was, wat 7.8 miljoen betaal het, ook aan 'n scammer. En die scammer, ek dink nou net bietjie dat ek net die storie mooi vertel, want dit was 'n baie unieke storie. Hy was op TV, hy was op Kyknet, net en. En so by the way, vanaand 9 uur op Wies Nuus op Kyknet, 9 uur op Wies Nuus op Kyknet, ek sal vir jou die ad stuur, is die Mel en Piet story, kort en kragtig. En natuurlik al die Mel en Piet goed is in ons projekte en ons radio-interviews, is alles beskikbaar op Facebook. Maar die tannietjie is, en onthou al hierdie mense is die tannies en die ou mense soos wat ons ken, die wat die heerlikste Sondagmiddag kossie maak, die wat daai tipiese ou tannie wat goed lyk met die parels en die mooi klere wat kuis is, die mans wat die deure oopmaak vir vrouens, die tipiese ou tannies, mense, goeie mense wat so gevang word. Maar 'n gees pak hulle beet. Nou die tannie van 7.8 miljoen, sy was, toe ons nou al die recordings gekry het, ek sal nooit vergeet nie, ek en 'n ondersoekbeampte van my vir ernstige ekonomiese misdrywe, het daai ding in diepte ondersoek. Toe was sy al reeds by verskeie polisiestasies wat hulle haar weggejaag het, want sy luister nie. Sy was al by SARS, waar SARS vir haar gesê, dan gat jy. Ons wil niks meer met jou te doen hê nie. Sy was by al die banke, almal het haar weggejaag. Sy het haar familie rot en kaal geleen. Sy was so beheerd. Dit is die ergste saak wat ek nog ooit gehad het van 'n sweetheart scam. En dit was een ou wat 5 verskillende stemme gedoen het. Die kwitansies wat sy gehou het, sy het al die kwitansies gehou, sy is baie meticulous met haar admin, was 'n krywa vol. En die kommunikasies wat hierdie ou sy stem verander het, Nigeria, was fenomenaal. Hy kon Afrikaans praat, hy kon Engels praat, hy kon maak asof hy 'n ou is van 'n oorseese bank. Hy het 'n stem nagemaak van 'n Britse ou van 'n Britse bank, hy het 'n stem nagemaak van 'n Suid-Afrikaanse bankier, hy het die stem nagemaak van 'n ou wat in die polisie is. Dan hy is so goed, dan hoor jy hoe praat hy met mense om hom, en dan sal hy byvoorbeeld met die kolonel praat en dan met die kaptein, en dan hoor jy 'n polisie radio in die agtergrond. Hy het al sy paraphernalia by hom. En sy het dit betaal.
elke keer betaal. En dan elke keer, en dit het gegaan, hoor nou hier, asseblief, moet nou nie agteroor val nie, maar jy kan jou hande agter jou kop vassit, jou kop agteroor gooi en jou bek laat oopval, sit, en dan sê, ag my fok, Mike, is this possible? Sy het 'n selfoon WhatsApp gekry, dat sy 99 rand gewen het. 99 rand het sy gewen. Luister mooi, nie 990 rand nie 9 miljoen rand nie, 99 rand het sy gewen, wat 'n WhatsApp was, en 'n SMS was, waarop sy gereageer het en betrokke geraak het. En sy het al hierdie geld betaal, oor 4 jaar, om daai ding te wen. Want toe die ding nou begin het, toe sê hulle, maar as jy nou dit bysit, dan wen jy soveel meer. En as jy dit doen, toe éventueel is die partye wat betrokke was, die einste partye wat haar sou help om die 99 rand te wen, met al die ander goed wat sy gewen het, asof hulle die autoriteite is. So in ander woorde, sy was nog besig met hierdie misdadiger, en dan het iemand van die bank af haar gebel en gesê, hulle sien hier's 'n scam aan die gang, maar is dieselfde ou wat haar scam, wat sê hulle gaan haar nou help, maar om dit nou te kan hanteer, het hulle nou weer daai fooi nodig. Hierdie ou het die SARS-rol gespeel, hy het die bankrol gespeel, hy het die polismanrol gespeel. Dit is nie 'n unieke saak nie, want dit is hoe hulle dit doen, maar ek vertel julle nou in detail, en dit was alles op 'n projek en op TV. So, kubermisdade mense is 'n gees as hy jou beetpak. So, ek sal net voor ek afsluit, net weer eens waarsku daaroor, maar ons sit met soveel van hierdie sake, van mense wat 'n dingetjie kry, sê, hoor jy dit gewen, en dan klik hulle daarop, raak hulle betrokke, of hoor jy, en weet jy wat, as hulle eers jou op die hoek het, dan begin hulle met sulke goed van, hoor jy, daar's nou 'n dood in hulle familie, want hulle maak seker dat die verhouding groei, veral in sweetheart scams. En onthou, al die fotos, alle inligting wat hulle plaas, is in totaliteit vals. It just doesn't exist even. So nou, as jy die sweetheart scam kyk, dan is dit so ou wat 'n sad story het, dis 'n man. Maar dit is nou hulle gebruik die teenoorgestelde kleur. As dit 'n wit ou is wat die scam pleeg, dan sal hy heeltemal ander mense se details gebruik. As dit 'n Nigeriër is of een van die nabye lande se maniere, dan gebruik hulle ander identiteite, ander kleur. So as jy 'n wit vrou is, gaan hulle jou met 'n wit man vang. Hulle is baie slim. En hy is dan nou, sy's nou dalk 'n weduwee, dan maak hulle seker hy's 'n weewenaar. En dan hy kyk nou na 2 kinders, maar hy het 'n myn in Tanzanië, en jy weet, die fotos is just incredible, die valsheid van absoluut alles wat geplaas word. Dieselfde met hierdie mense wat vir jou WhatsApps of SMS'e stuur en sê hulle het vir jou werk, of jy het hierdie ding gewen, of daai ding gewen. Alles is absoluut vals. Nou jy kry hier en daar legitimate goed, maar die kanse dat daar deesdae iets legitimate uitgestuur is en gesê word jy het iets gewen, is so skraal, soos wat die spreekwoord sê, hoendertande. In hierdie geval, as jy ooit nou nie jou nuuskierigheid kan help nie, dan kan jy antwoord en net eenvoudig sê, hulle moet vir jou alles e-pos. En as jy die e-pos eers het op skrif, dan doen jy behoorlike identifikasie, evaluasie, risiko-analyseringsondersoek. In ander woorde, jy gaan vra 'n ekspert. En jy kry ten minste 5-6 opinies in, en jy doen al daai ondersoeke wat ek al hoeveel keer verduidelik het in ons projekte. Maar die grootste gevaar is die ouens raak gretig en hulle is bang. Hulle dink hulle gaan dit verloor. Hulle moet onmiddellik toetree. Dis gierigheid. Dit is nuuskierigheid, dan gierigheid. En dan is dit asof 'n gees hulle beetpak. Nou 99% mense val nou nie daarvoor nie, of vir klein bedragies. Baie mense val net vir 'n klein bedragie in die begin. En dit is die grootste beslommernis. As jy al daai klein bedragies optel, maak hierdie boewe
miljoene rande oor die wêreld. So die meeste mense in die wêreld wat gescam word gescam met klein bedragies. Jy weet, soos die eerste 50, ek gaan nou maar die kans vat, ek betaal 50, ek sal 100, maar by R2000 trek ek die streep, daai tipe van attitude. Maar die wat hoek, lyn en sinker val, veral weens onkunde ook, en weens baie ander faktore, 'n meer emosionele mens, kan baie maklik gedraai en geswaai word met hierdie begrafnisstories, en dan is daar 'n siekte, en dan is daar 'n operasie, en dan, jy weet, sulke stupid stories van, ek is hier op die lughawe, maar hulle het my gearresteer, iemand het my geplant met dit, en dan, ja nee, hulle deport my nou, dat ek daai gelde nodig, daar's altyd 'n krisis, en eventueel het hierdie ou tannie, en al hierdie ander ou tannies, en ou mense, en mense wat by hierdie scams betrokke geraak het, blindelingsbasis, emosioneel, in totale onnoselheid, wat veroorsaak word deur 'n tipe van 'n binding en 'n gees wat hulle beetpak, dat hulle moet hierdie ding deursien, deurgaan, en dat hulle emosioneel betrek en opgewerk word. Want hulle is eensaam en hulle soek liefde en hulle soek aanvaarding, en hierdie boewe is so nice, want hulle sê die mooiste goed, en hulle speel so op die emosies, dat die mense vir hulle geld gee. So ja, kubermisdade is verskriklik. Soos julle kan sien in die Matlanga kommissie, ons is heeltyd besig daar op TV, en ons word gevra, ons is die go-to guys, veral op SABC, maar die media ook, en ons gee elke keer ons antwoorde op die vrae wat hulle ons vra. Dit wys maar net weer eens die absolute vrotheid van die autoriteite in ons land. Die bekommernis is dat die persentasie vir my wat korrupsie betref in ons land is oor die 80% al, en ons sien dit in die polisie. Daar is vanmôre weer plasings gemaak van klomp polismanne wat gearresteer is. 10:00 gisteraand het SABC my gebel vir 'n vinnige interview oor nog 'n klomp polismanne, oor die 12 wat gearresteer is. So stadig maar seker lyk dit vir my asof al die verhore en die ad hoc en Matlanga kommissie se inligting wat ingewin word, wat dan deurgegee word. Want onthou alles wat julle daar hoor, en dit is nou moeilik vir die meeste mense om te volg, maar dit word behoorlik en deeglik deur die media gepresenteer. Al daai inligting wat geplaas word en wat in die publiek beskikbaar is, word na spesiale eenhede toe gestuur, soos IDAC, wat dan optree en met die inligting werk, en vinniger as in die verlede. Want ons sien nou al in die laaste tyd heelwat arrestasies wat deurgevoer word. Maar intussen is daar baie skade, daar's heelwat mense vermoor, daar's getuies vermoor, en daar's van die verskriklikste en die skokkendste inligting, wat ons eintlik nog deur al die jare van weet, kennis dra, maar nou in 'n bewysbare vorm beskikbaar is. Weens of inligting wat deurgegee is weens die verhore wat plaasgevind is, maar ook deur polisie-eenhede wat daarna met daai inligting werk en dit in 'n bewysvorm in 'n docket kry en dan arrestasies uitvoer. So ek het nou gisteraand byvoorbeeld weer genoem dat die publiek se vereiste is dat eenvoudig die generale, die autoriteite wat betrokke is by misdaad en gearresteer moet word en alles van hulle gevat moet word. Dit sluit mense in die regering in, ministers, maak nie saak wie dit is nie, moet pas staan vir die misdade wat hulle gepleeg het, juis omdat hulle in daai posisie is. Ek meen die man op die straat het baie minder verantwoordelikhede teenoor die publiek as wat regeringsamptenare het in 'n hoof van die polisie. So almal wat in rang is en af ondertoe, van na brigadier, kaptein tot op stasievlak, enigiemand wat in autoriteit is, of hy nou by die polisie is en of hy nou by die regering is, of in SARS is, of by SIRA, of by enige staat of semi-staatsinstansie. Maak nie saak waar hy is, as hy in 'n posisie is van autoriteit en infrastruktuur in ons land, dan moet hierdie ouens gearresteer word.
die lifestyle audits moet gedoen word en as sy salaris R100,000 'n maand is en hy leef R200,000 uit, dan moet alles gevat word. Alles, jy kan hom nie eintlik los met iets nie. Want dan het hy gesteel oor 'n tydperk. En onthou, hierdie misdade gaan nou al aan vir meer as 20 jaar, hoor. Dit is net nou 'n reus geword en meer geopenbaar geword en ons doen dit. En ons het aanhoudend projekte uitgestuur deur die jare oor dit. Maar jy weet, 'n misdaad is iets wat groei. Hy raak nie kleiner nie. 'n Misdaad peter nie out, soos die Engelsman sê, of verdwyn as hy begin nie. Enige misdaad wat begin 10 jaar terug is vandag 'n reus. Kyk na kidnappings, kyk na hijackings, plaasmoorde. Kyk na noem enigiets of en sê vir my dat dit kleiner geword. Kyk na seksuele misdrywe, wat die grootste misdrywe is in ons land, fisiese misdrywe. Die seksuele misdryf afdeling in ons land is die grootste misdade in die wêreld eintlik, want dit is die moeilikste misdade om te soek in die wêreld en dit is die misdade wat die minste geopenbaar word. Mense is embarrassed. Onthou, mense gaan nie sommer vorendag en sê, hoorie, ek word seksueel geharras of ek is meer gepeter nie, of daar is 'n seksuele misdryf teenoor my gepleeg, of ek is verkragt. En mense doen dit nie. En as hulle dit doen, dan is dit 1 uit 100. En dan op 'n stadium self nog heel moontlik dit gaan terugtrek, want die hele proses om dit deur te gaan is verskriklik. En niemand wil in die publiek geopenbaar word dat sy of hy, verkrachting gebeur teenoor mans ook, verkragt is nie. Jy word net eenvoudig anders hanteer. Dit gaan nie weg nie. Dis 'n tipe van 'n stigma, terwyl jy totaal onskuldig is. En dit kan jy kan of oor toegetree word in jou lewe, of net nagelaat word en geïsoleer word. En al twee is vir jou nie normaal nie en sit 'n vrou verskriklik af. En dit het 'n ewige effek op 'n familie. As 'n dogter verkragt word of 'n vrou of 'n kind gemolesteer word en dit kom uit. So ons sien dit meeste en aanhoudend dat die meeste van hierdie goed word net eenvoudig onderdruk, self in families en in communities ensovoorts hanteer en onderdruk. En daar word net eenvoudig aanbeweeg. Want daar is ook nie 'n vertroue noodwendig in die autoriteite en die polisie nie. Want onthou, dit is 'n grueling proses wat jy moet deurgaan. Eerstens wil jy as vrou nie as jy by 'n polisiestasie gaan, deur 'n man ontvang word. En hier is ook waar kleur 'n baie groot rol speel. As ek hanteer baie verkrachtingssake, en ek het heelwat swart vrouens wat my kom sien, wat in communities verkragt is. Hulle wil nie deur 'n wit man ondersoek word nie. En hulle wil spesifiek gehanteer word deur spesifieke mense. En hulle het die reg tot dit. Want dit is erg traumaties. En hulle wil ook graag gekansel word deur 'n kenner van hulle eie kleur. Op aanvraag. Nou hulle kom sien my as die expert, maar dit is die versoeke en vereistes. En in seksuele misdrywe moet jy daaraan agslaan en dit in ag neem. So onthou net, seksuele misdrywe is 'n verskriklike misdryf, en net om uit te staan daarvoor en geïdentifiseer word dat jy daardeur is, en dan nog benadering en hulp gaan soek by wat daar nie is nie, by totale, absolute, uiters hoogs opgeleide, gespesialiseerde ondersoekers. As dit daar was dit 'n ander storie. Dan het ons inligting wat ons ingekry het wat statistiek betref oor seksuele misdrywe, was dit sky high. En julle het my gehoor, ek het op die radio en TV en op al die media gesê dat die statistieke van die polisie is hier en daar reg, maar is heeltemal, geheel en al nagelaat op seksuele misdrywe, kindermolestering ensovoorts. Pedofilia, is dieselfde. As jy kyk na enige seksuele misdryf en jy sit hulle almal saam, sulke goed soos pornografie, snuff video's,
alles wat te doen het met die vervulling en seksuele platforms wat die mense dan pimp en vang, hulle inligting trek en sextortion mee pleeg. Al daai val onder seksuele misdrywe. Dan praat ons nog nie eens van sex trafficking nie, human trafficking en muling. Baie vroumense wat net eenvoudig, kan jy maar basies sê, amper hulle lewens word gehijack en hulle moet net heen en weer, waantoe hulle ook al gaan, koerier, in drug trafficking. So dit is 'n baie, baie groot veld. En dit is 'n verskriklike veld. En daar is nie kundigheid in ons land om dit aan te spreek nie, en daar's nie 'n infrastruktuur nie, daar's ook nie die vermoë nie. Ek sê nie daar is nie enkele kundiges nie. Ek weet van enkele kundiges. Die probleem, ons land probeer 'n moerse klomp water keer met 'n sandbankie. 'n Klein sandbankie. Hier kom die moerse vloed, om ons stoot gou 'n walletjie hierso, sand. It's just not gonna work. Jy gaan dit nie keer nie. Die misdaad kan nie aangespreek word in hierdie land nie, want die vermoë, die infrastruktuur is nie daar nie. En die huidige, en ek weet, elke donderdag hoor julle my, dan woensdag hoor julle my, dan verduidelik ek vir julle hierdie goed. En ek verduidelik julle die stand van die land. Ek kan mos nie lieg nie. En ek kan mos nie 'n wanvoorstelling pleeg nie. Dis goed wat ek nie doen nie. Julle weet, ek sê wat ek meen en ek meen wat ek sê, en I call a spade a fucking shovel. End of story. Maar dit is die situasie in ons land. En ek wil julle waarsku, dit gaan nie beter raak nie. So, ons het vinnig geraak aan hoë profiel sake, en ons het nou bietjie meer tyd gespandeer op die seksuele situasie, misdrywe in ons land. Ons kan weer daaroor praat. Ek kan nie onthou of ons dit al behoorlik en deeglik in detail bespreek het nie, maar enige van hierdie onderwerpe kan ons altyd weer aanspreek, maar ek wil terugkom na waar ek initieel net gesê het, en dan groet ek julle. Moenie ooit in jou lewe, nooit ooit, geld gee vir iets, voordat jy nie 1 biljoen, nie 100% nie, want mense is dit gewoond om te hoor. Ja, ek is 100% seker. Mense sê maklik vir my, ja, ek is 100% seker, ek is oortuig. Ja, dit is so. Mense sê so maklik iets is so, dan het hulle nie ondersoek nie. Moet nooit geld gee, voordat jy dit nie deeglik geondersoek het nie. Begin by die begin, moet nooit by iets betrokke raak, uit nuuskierigheid uit nie. Moet nooit by iets betrokke raak as jy dit nie nodig het nie. Moet nooit gierig gewees nie. Moet nooit by enigiets betrokke raak voordat jy dit nie deeglik ondersoek het nie. Deeglik. En moet in jou lewe nooit, heel eerste, nooit betrokke raak by enigiets voordat die Here jou nie oortuig het in jou hart en jou rus, kalmte en vrede gegee het nie. Jou verhouding met God is die bepalende faktor oor alles. Dis die brille op jou kop. Thanks Marius, ons bid vir almal hier, ons bid vir julle, ons vra dat die Here julle ryklik sal seën. Soos julle my ken, gaan ek sê, met absolute wysheid, insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding, dat hy julle barmhartig en genadig sal wees. En dankie vir die geleentheid weer eens. Ek sê 'n dingetjie deesdae by, let God give you a cool, calm and collectiveness, dat jy rus en vrede en kalmte sal beleef. En ek dink ons moet miskien bietjie maal dit net deur, kyk wat het ons al gepraat, Marius, en nog nie, maar miskien moet ons bietjie praat oor geld. So ek wil miskien afhangende van wat ons daar sê, miskien bietjie oor geld praat, dat ek net bietjie mense kan kry om verantwoordelik te werk met hulle geld. Thanks man, 100%. Enige vrae? Ja, ek wil maar, ek sien die tyd ons 'n bietjie gevang, ek wil net so 'n bietjie insig gehad het oor Jocelyn Smith. Ek sien ons baie nou wat in die social media en in die nuus weer betrokke is, ontkenning van privaat speders, die honde. Ja, ons kan miskien, Marius, elke keer net voor ons 'n onderwerp spreek, net gou oor die profielsake praat, dan kan ons dit eers gou noem volgende Woensdag. 100%. Alraai, julle groete, sterkte. Dankie Mike, ons waardeer dit, mooi loop.